Goed, vandag gaan ons praat oor Vayikra en Tsaf. Dit is die eerste twee boeke van Levitikus en ek behandel dit saam omdat dit al die offers insluit. So, kom ons kyk 'n bietjie na die offers van die Ou Testament. Wat is die rede waarom die volk in daardie tyd offers moes bring? Wat sal julle sê? Wat dink julle is die redes gewees? Goed, die hoofrede was om tyd saam met Jahwe te spandeer. Vir watter rede ook al. Jahwe het daardie offers ingestel sodat die persoon wat dit bring fisies intensief voor hom kom met sy offer en in sy teenwoordigheid saam met die priesters om met hom tyd deur te bring. Vandag gaan ek praat oor die Ou Testamentiese offers, die Nuwe Testament offers en die gebede. En dan sal ons bietjie sien hoe vloei hierdie drie in mekaar in, of hoe hou dit verband, of hoe loop die een oor na die ander. Ou Testamentiese offers. In die Ou Testament was daar 5 verskillende offers. Die eerste een was die brandoffer, die olah. Tweede een was die spysoffer, die mincha. Die derde een was die dankoffer, die shelem. Dan die vierde offer was die sondeoffer, die gata. En die 5de offer was die skuldoffer, asgam. In Levitikus 1 lees ons van die brandoffer en as ek nou die eerste gedeelte gaan ek nou behandel waar ek praat van die testament in die offers in die Ou Testament en dan wil ek tog hê elkeen moet gaan en in die Bybel gaan lees. Presies Levitikus 1, 2, 3, 4 en 5. Want die bietjie inligting wat ek nou hier gee, is sommer net so vinnige oorsig van wat die offers was. Maar dis baie meer, is baie lekkerder om te gaan sit en presies daar te sien. Dit is wat hierdie offer was en hoe dit moes lyk en waarvoor dit gebruik was. Maar so, die eerste, die brandoffer, die olah, was Levitikus 1 vers 6, die brandoffer moes afgeslag word en in stukke verdeel word. Die binnegoed en die pote moes met water afgewas word en dan moes die priester alles op die altaar sit en aan die brand steek as 'n brandoffer en dit staan ook bekend as 'n vuuroffer wat 'n lieflike geur was aan die Here. Tweede offer was die spysoffer, die mincha, en daar lees ons, en as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moes sy offer fyn meel wees, en hy moet olie daarop giet, en wierook daarby voeg. So dit was, die spysoffer het nie niks met bloed te doen gehad nie. Dan die derde offer, dit was die dankoffer, die shelem. As 'n dankoffer geoffer is, dan moet hy 'n bees bring, 'n bul of 'n vers, sonder gebrek voor die aangesig van Jahwe, en hy moet sy hand op die kop lê van die offer, en dit slag by die ingang van die tent van samekoms, en dan moes die priesters die bloed rondom teen die altaar uitgegooi het. So dit was die dankoffer. Die vierde, die sondeoffer. As die hele volk Israel onopsetlik sondig en 'n misdaad teen die Here begaan, sonder dat hulle weet dat hulle 'n gebod van die Here oortree het. En dit word agterna bekend dat hulle gesondig het, dan moes die volk 'n bul as 'n sondeoffer aanbied. En dan die skuldoffer, die verskil tussen die sondeoffer en die skuldoffer was, dat die skuldoffer was per persoon, vir my persoonlik. Die sondeoffer was soos vir die hele volk. Dan as iemand in swakheid opgetree het, Levitikus 5 vers 15, dan kan julle verder daar lees wat moes hy doen. Dan moes hy van die kleinvee na skatting 'n ram sonder gebrek bring as 'n skuldoffer en die priester moes vir hom versoening doen
vir die misdryf wat hy sonder opset onbewus gaan doen het, en dan sal hy vergewe word. Goed, so dit was in 'n neutedop die offers in die Ou Testament. Nou gaan ons kyk wat het gebeur toe Yeshua gekom het om die perfekte offer te wees. Wat het nou in die Nuwe Testament gebeur? So, ja, daar was nog party van die Ou Testamentiese gebruike wat plaasgevind het, maar die offers het eintlik nie meer plaasgevind nie. En as ons dan nou kyk na die lewende offer, sê Romeine 12 vers 2 vir ons, stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. So, ons sien hier gee die woord vir ons opdrag, ons dien Jahwe met ons liggame, met ons hele liggaam. Ons kan nie net een deel van ons liggaam gebruik om te sondig en die ander deel om God te dien nie. So, eendag praise en worship ons, die volgende dag skel ons, en die volgende dag is ons weer hande in die lug, en die volgende dag loop ons met hierdie selfde voete na die kwaad toe. So, die offer van ons liggaam moet volledig wees. En dit is gelykstaande aan die brandoffer. Met ander woorde, dit was alles. Die hele mens. Die hele dier was geoffer, daar het niks van hom oorgebly nie. En net so moet ons ook sterf aan onsself, sodat ons in Yeshua lewende offer kan wees. Ons liggame, ons optrede, ons dade moet lewe bring waar ons gaan. Dis ons gees, ons siel en ons liggaam. Ons moet alles op die altaar sit. En dit moet heiligheid uitbeeld, sodat dit vir God 'n aangename, sodat ons lewenswandel 'n aangename geur is voor Jahwe. Goed, dan kyk ons na die tweede offer wat deurgekom het van die Ou Testament af na die Nuwe Testament toe. Filippense 2 vers 17 sê Paulus daarso, al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Hierdie vers was vir my nogal 'n moeilike een om te verstaan, tot ek hom so 'n bietjie uitmekaar uitgetrek het. En toe sien ek daar, Paulus sê daar, ons lewe 'n leef van geloof. Ons stort onsself uit, ons is bly, ons getuig en ons juig, want ons stort ons lewe in die bediening in. Elkeen van ons wat hier sit vandag, het 'n lewe van 'n bediening, want ons stort onsself in ander mense se lewens uit. Ons lê ons lewe neer vir ander mense. Ons dien, ons bedien mense, ons offer onsself op in diens van ons medemens, sodat ons lewe, dit wat ons vir hulle doen, ander mense tot geloof kan bring. En dit sluit aan by die spysoffer, waar daar oor die drank offer uitgegiet was, nê, die spysoffer. Dis daar waar Paulus sê, hy stort homself uit as 'n drankoffer. Nou kyk ons na die derde offer, 'n offer van lofprysing. Hebreërs 13 vers 15 sê dan vir ons, laat ons gedurig deur hom, Yeshua, aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. En hierdie sluit aan by die dankoffer in Levitikus 7 vers 12. Ons bring lof en eer uit dankbaarheid aan Jahwe. Ons leef 'n lewe van dankbaarheid, ons spreek dankbaarheid, uit dankbaarheid handhaaf ons sy vrede. Ons kom nie met leë hande na die Vader toe nie. Die lofprysing wat ons aan hom bring, dit betoon ons dankbaarheid aan hom. Goed, kom ons nou by die vierde, die skuldoffer in die Nuwe Testament. Hierdie skuldoffer, Levitikus 7 vers 1 sê vir ons, dit was 'n hoogheilige offer. Daar het bloed gevloei en dit is met vuur verbrand. Dit was 'n vuuroffer. Hierdie is
'n lewe van repentance. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons van die sondebelydenis. En hierdie skuldoffer is wanneer ons skuld, ons het net nou gepraat van dit is vir mens persoonlik, dis 'n persoonlike offer. Dis wanneer jy kom repent voor Yahweh. En dan die sondeoffer. Die sondeoffer is die 5de offer wat deurgekom het na die Nuwe Testament toe. En dit is die sondeoffer, dit is nuut gemaak deur Yeshua, wat vir ons die volmaakte offer aan die kruis was. Hebreërs 9 vers 14 sê, die bloed van Christus het gevloei vir ons sondes, om ons te reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. Vers 24 sê, Yeshua het ingegaan in die heiligdom in. En dan vers 28 sê, Christus het eenmaal gesterf, om die sondes van baie weg te neem. Hebreërs 14 vers 4 sê, die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik die sonde wegneem. Maar U het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Kyk, ek kom. Die boekrol is dit van my geskryf om U wil te doen. En as ek nou hierdie stuk lees, dan besef ek net, die boekrol wat Yahweh oor Yeshua geskryf het was, hy het Yeshua se liggaam berei om hierdie groot taak te kom doen. Nee. En so wat is die boekrol wat Yahweh oor my lewe geskryf het? Wat moet ek met hierdie liggaam van my doen om in die volheid in te gaan van dit wat Yahweh in my boekrol geskryf het? Doen ons dit regtig? Yeshua het presies kom doen waarvoor Vader hom aarde toe gestuur het. En is dit wat ek en jy kom doen vandag? Kan ons sê, die Vader het ons gestuur vir hierdie taak, wat hy in ons boekrol ingeskryf het, en ons doen ons regtig wat hy in ons boekrol ingeskryf het, of ploeter ons maar net aan in die lewe. Goed, so nou het ons gekyk na die Ou Testament, en dan die Nuwe Testament, en nou kyk ons na die gebede. En soos daar verskillende offers is daar ook verskillende gebede. En ons het in die begin gesê, die rede vir die offers was om tyd in die teenwoordigheid van Yahweh Elohim te spandeer. Ons gebede is ook offers waar ons tyd in die teenwoordigheid van God deurbring. Ons kyk na die 5 soorte gebede wat mens kry. Die een is die petisiegebed, dan repentance en confession, intersessie, die dankgebede, thanksgiving, en dan die prys en worship gebede. Nou, goed, en ons kan die offers van die ou tyd weer bietjie aanpas, dat dit by ons gebede ook deurtrek. Die brandoffer is wanneer ons 'n gebed het van oorgawe. Ons gee ons hele liggaam, ons siel, ons gees. Ons gee dit as 'n totale oorgawe. Maar nie 'n dooie offer soos die diere nie, 'n lewende offer. Ons sit onsself eenkant voor God. Ons gaan in ons binnekamer in. Dit moet 'n lieflike geur voor God wees, né? Ons bid voor God. Ons worship hom. So ons gee onsself totaal oor aan hom in sy teenwoordigheid. Dit is die brandoffer. So daar moet niks van ons oorbly nie as ons onsself volledig gee. En ons moet nie meer dit aan onsself hê of dat aan onsself hê nie. Ons gee alles vir Yahweh. Ons gee oor aan hom en ons prys en ons worship hom nie, eintlik prys nie, ons is hier waar ons in worship ingaan, waar ons oorgee, waar ons 'n lieflike geur vir Yahweh is. Goed, en dan die volgende gebed sê Filippense 2 vers 17 vir ons. Al word ek uitgegiet as 'n drankoffer oor
die offer en bediening van julle geloof verbly ek my. Hierdie spysoffer was bloedloos. Dit was gewoonlik brood en wyn wat daaroor uitgegiet is, en dan het hulle ook moes daar gepraat van die wierook. En dis dan daar waar Paulus sê, hy lê sy lewe neer vir ander. En wanneer ons intree vir ander mense, dan bring ons 'n spysoffer. Dit is intersessie. Ons tree in vir daai mense. Ons staan en ons bring hulle voor die genade troon en ons veg vir daai mense se lewens en ons bid voor Jahweh en ons vra Vader, ons kom in die teenwoordigheid in en ons bring hierdie mense voor Vader, nee. Dankoffer, watter gebed van ons is 'n gebed van danksegging, die gebed van Shalom, die vrede, Shalem. Hy sê eintlik Shalem, nee. Goed, so dit is 'n offer waar ons kom vrede bring. Ons kom sê dankie vir die waardering wat ons vir God het. Hierdie is ook 'n gebed van lofprys en ons prys hom en ons dank hom vir sy goedheid en ons bid. En Efesiërs 5 vers 19 sê dan vir ons, spreek onder mekaar met psalms en geestelike liedere en sing psalm in julle harte tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader in alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. So dis daai offers wat ons net kom sê dankie Vader, daai gebede, nee ons dankgebede. Skuldoffer, ons het net al gesê, die skuldoffer is 'n offer van waar jy persoonlike sondes bring, en die woord het ook gesê, skuldoffer is hoogheilig. Dis 'n gebed van sondebelydenis. Dit kos van onsself om onsself te verneder en te erken. Dit vat regtig van 'n mens baie om voor Jahweh te kniel en te sê, Vader, ek is skuldig. Ek erken, ek het droog gemaak. Ek erken, hierdie was my fout gewees. Ek weet nie hoekom ek dit gedoen het nie. Ek weet ek moes dit nie gedoen het nie, maar ek erken. Repent and renounce. En julle het ook al seker gevoel soos ek, wanneer ek daai ware repentance, en dan voel ek mos of dit so bloei hier in die binnekant. En God brand dan al daai lelike goed wat nie van hom is nie, brand hy so weg. Dit word mos ook 'n vuuroffer genoem, onthou julle. En dit is wanneer ons besef, ons harte skeer in ons binneste, en ons is so jammer, en ons huil, en ons kruisig, en ons oordeel onsself. Ons stort absoluut ons hart voor die Here uit. So dit was daai skuldoffer, wat ons hier in hierdie gebed bring. Goed, en dan laastens is die petisiegebede. Dit is die sondeoffer. Ons verklaar en dank God dat ons in die heiligdom mag ingaan, nie op grond van wat ons is of gedoen het nie, maar slegs op grond van dit wat Yeshua aan die kruis gedoen het. Filippense 4 vers 6 sê, Jesus sê, julle moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebede en smekinge en met danksegging aan God bekend. Die Engelse vertaling sê, with petition and supplication and thanksgiving. Yeshua was die volmaakte sondeoffer. Hy tree vir ons dag en nag in. So, wanneer ons petisie en ons kom in die hemelse hofsaal, dan doen ons hierdie offer van Gata. Ons kom in ons petisie oor dit wat ook al wat ons voor Jahweh moet bring, en ons smeek hom en ons sê, Vader, asseblief, help ons in hierdie ding. En dan gaan Yeshua en hy tree in by die Vader vir ons. En dit is daai sondeoffer van die oudheid wat Yeshua kom wees het vir ons, wat ons dan in hierdie gebed na vore bring.
Goed, so nou het ons gekyk na die 5 tipe offers en die 5 tipe gebede. En as ons kyk na die woord 5, die Hebreëse letter hy, 5 beteken ook genade. En dan John Parsons skryf as volg: Since he is formed, he is nou die letter Dalet, hy. Since he, the letter, nie hier nie, since hy, nou verkeerd gepraat daar. Since hy is formed from Dalet and Yod, kyk hierdie kleintjie is die Yod en die groot deel is die Dalet. It can be a picture of returning to God. Dalet is brokenness, Yod is the hand, and then we open the door of my heart to God and to come in and fix it for me. Goed, so dit is nie ondowe neute wat die offers was 5 offers en ons skryf 5 verskillende gebede wat ons dit na Yahweh toe bring nie. Goed, en dan kom ons weer by die vraag uit wat vra: wat is die rede waarom ons vandag bid? En ons het nou gesien die hoofrede is om tyd saam met die Vader te spandeer. Amen.